Ons bring die Bybel nou nader. Twee gedeeltes wat ek wil lees, dat ons die verband tussen alles kan kry. Eerste is Daniël hoofstuk 9, 'n gedeelte wat jy baie goed ken. As ons dit lees, dan moet jy weet, dis die sleutel van die profeseë van die hele Bybel. Dis die sleutel, kern, profetiese program van God. Daniël 9 en 2 Tessalonisense 2 is dit wat kom. Maar kom ons lees eens Daniël 9 vers 24. As jy nou nie verstaan wat hier gesê word nie, moenie bekommer nie. Ons gaan net die laaste teks eintlik gebruik. 70 7-talle is oor jou volk in jou heilige stad bepaal, om die goddeloosheid te volëindig, en om die maat van sondes vol te maak, en om die ongeregtigheid te versoen, en om ewige geregtigheid aan te bring, en om gesig en profeet te beseël, en om wat hoogheilig is te salf. Nou moet jy weet en verstaan van die uitgang van die woord af om Jerusalem te herstel en op te bou tot op 'n gesalfde, 'n vors, is 7 7-talle en 62 7-talle lank sal dit herstel en opgebou word met pleine en slote, maar in tye van benoudheid. En na die 62 7-talle sal 'n gesalfde uitgeroei word, maar sonder iets vir hom. En die volk van 'n vors wat sal kom, sal die stad en die heiligdom verwoes, maar sy einde sal met 'n oorstroming wees, en tot die einde toe sal dit oorlog wees, vasbeslote verwoestings. En hy, dis nou die antichrist, sal 1 week lank met 'n sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou, en op die vleuel van gruwel sal daar 'n verwoester wees, en wel tot aan die einde, en wat vasbesluit is, sal oor die wat woes is uitgestort word. Het gaan alles oor die koms van die antichrist en sy program. Ons lees in 2 Tessalonisense 2. Maar ons vra julle broeders, met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons vereniging met hom, om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word, nie deur gees of deur woord of deur brief wat van ons afkomstig sou wees, asof die dag van Christus al daar is. Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, die teestander wat hom verhef bo al wat God genoem word, of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Dis nou die antichrist. Onthou julle net dat ek dit altyd vir julle gesê het toe ek nog by julle was nie, en nou julle weet wat hom teehou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word. Dis die kerk van Christus. Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk totdat hy wat nou teehou uit die weg geruim is, en dan sal die ongeregtige geopenbaar word. Hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak. Hy wie se koms is volgens die werking van die Satan met allerlei kragtige dade en tekens en wonders van die leuen en met allerlei verleiding van die ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur om die leuen te glo, sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behaag gehad het in die ongeregtigheid. Maar ons moet God altyd oor julle dank, broeders, wat deur die Here bemin word, dat God julle van die begin af verkies het tot die saligheid en heiligmaking van die Gees en geloof in die waarheid, waartoe julle geroep is, waartoe hy julle geroep het deur ons evangelie, om die heerlikheid van ons Here Jesus Christus te verkry. So dan, broeders, staan vas en hou julle aan die voorskrifte wat julle geleer is, of deur 'n woord of deur brief van ons. En mag ons Here Jesus Christus self en ons God en Vader, wat ons liefgehad en 'n ewige troos en goeie hoop en genade gegee het, julle harte vertroos en julle versterk in alle goeie woorde en werke. Nou hier is baie om oor te praat, maar ons gaan nou nie daaroor praat nie. Dit gaan vanmôre
om die huidige gebeure wat nou na 'n punt toe vinnig spoed, en ons moet net so 'n bietjie perspektief behou oor wat aangaan, sodat ons nie mislei word nie. Paulus sê, pas op dat niemand julle mislei nie, want eers moet die afval kom. Nou hierdie brief is geskrywe, die tweede brief aan die Tessalonisense. Daar het mense rondgegaan na die eerste brief waar hy oor die wegraping praat, waar Jesus gaan neerdal en so aan. Toe kom daar mense wat briewe skrywe en sê, die Here het klaar gekom. Hulle sê dit in die eerste brief. En hulle het baie mense mislei nou het hulle bang geword en hartseer geword en moedeloos geword, omdat hulle glo en geleer word, die Here het klaar gekom. En dis hoekom Paulus toe hierdie brief skrywe en sê, moenie julle steur aan briewe wat na julle toe kom, of aan stemme wat julle hoor, en geesgoeders wat na julle toe kom nie. Luister na die woord van God. Dis dit wat saak maak, en dis nou die verduideliking daarvan. Vanmôre praat ons oor antichriste en oor die antichrist. Nou ja, dis relevant in ons tyd. Wie is die antichrist? Almal vra die vraag. Is dit Jared Kushner of is Trump of wie is dit? Maar ek kan teruggaan in die geskiedenis van dat ek nou met die goed besig is. Elke president van Amerika is die antichrist. En Rusland sin ook. Ou Gorbachev het so 'n merkie gehad, so geboortemerk, toe sy nou die antichrist. En so gaan die mense aan en aan. En hulle beskuldig elke arme man dat hy die antichrist is. Nou ja, wat 'n dwaasheid dat 'n mens sulke uitlatings kan maak en afleidings kan maak sonder dat jy grond het om dit te doen. So ons moet by die woord van God bly en by die omstandighede, die twee kom by mekaar. Almal sê altyd, jy kan die Bybel en die Koran langs mekaar lees. So dis hoe ons nou gaan nader aan die goed kyk. Daar's Bybelse verwysings na die antichrist waarvan ons nog gelees in Daniël 9 vers 27, waar hy sê hy gaan kom en hy gaan oorlog veroorsaak en hy gaan mense verwoes en allerlei goed. En dan dit wat ons hier gelees het, en die bekende Openbaring 13 en baie ander plekke wat praat van hierdie event, Bybelse verwysings na die antichrist. Die hoofene is die moederbelofte. Ons glo dat die eerste belofte wat gegee is, noem ons die moederbelofte van die koms van die Messias, Jesus, en van die koms van die antichrist. Albei is in hierdie teks, Genesis 3 vers 15, waar God sê vir die slang, ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Dis nou ding wat gebeur het toe Jesus gekruisig was en so meer. En dis die vyandskap nou tussen die twee, die antichrist en die ware Christus. En dit duur langer as wat ons dink. Van daai tyd af is daar 'n invloed wat in die wêreld ingesypel het, wat hierdie program beginne regstel het vir die koms van hierdie antichrist. 2000 jaar gelede skryf Johannes, kinders, dit is die laaste uur, en soos julle gehoor het dat die antichrist kom, die antichrist, nie 'n antichrist nie, bestaan daar nou ook baie antichriste, waaruit ons weet dat dit die laaste uur is. Die laaste dispensasie, soos ons dit maar noem, is toe die antichrist se gees in die wêreld losgelaat is in Johannes se tyd, toe die apostelskap van Christus se mense begin posvat het, toe hierdie gees in die wêreld ingekom, die gees van die antichrist. En daar het baie antichriste opgestaan deur hierdie gees, wat Jesus teestaan, en wat al die tyd nog teen hom werk, vir 2000 jaar plus nou al. Nou deur die eeue was daar antichriste, baie van hulle, baie. Mens kan hulle nie tel nie. Waar iemand 'n impuls kry en hy sê ek is 'n antichrist of ek is Jesus, dis antichriste. Daar's honderde, duisende van hulle wat altyd gekom en gesê het ek is Jesus. Matteus 24 waarsku Jesus die mense ook, as iemand kom en sê ek is die Christus, moet hom nie glo nie. Moet hulle nie glo nie. Moenie gaan kyk waar sê dit nie. Moenie in die binnekamer kyk op jou TV nie. Moenie in die woestyn gaan kyk daar by die Mekka nie. Kyk na die woord van God en kyk na die omstandighede en jy sal weet wie is die antichrist. Nou kinders van God gaan hom nie sien nie, miskien van bo af, maar nie van hier af nie.
Ons gaan weg wees. Maar die Antichrist se gees werk lankal in die wêreld. Wat is die rede dat die Antichrist moet kom? God sê dan in Genesis 3 vers 15 die moederbelofte, ek stel vyandskap tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad, hy sal jou in die hakskiem byt en jy sal in die kop vermorsel. Hoekom moes hy kom? Dis 'n program wat God bepaal het, wat moet loop, om aan die einde die profesie allemaal vervul te kry en om vreeslike wonderlike dinge te doen op die aarde en in die hemel. Die eerste is, alles wat nou gebeur is verwant aan die Antichrist. Ek gaan nou so 'n bietjie daarna kyk. Alles wat gebeur is verwant aan hierdie persoon wat nou reeds lewe en wie se gees vir 2000 jaar of plus meer werk in die mens en in die wêreld. Hy kom om Jesus as Messias te vervang. Hier moet ons mooi oplet. Anti in die Grieks hier beteken teenoor Jesus, of dit beteken ook in die plek van Jesus. Die Antichrist wat teenoor Jesus is nie eintlik die werklike betekenis nie. Hy kom in die plek van Jesus. Hy kom as 'n valse Jesus of Christus. En hy kom vervang die idee van Christus in die wêreld, sodat daar niemand meer gaan wees wat agterbly in hierdie groot verdrukking, wat gaan dink aan 'n ander Christus as die Antichrist nie. Hy vervang, hy kom in die plek van Jesus Christus. En hy neem daai hele wêreld oor deur sy gees, sodat almal op hom gaan fokus en sê, hy is die Messias. Ja, ons het gelees wat se wonderwerke gaan hy doen en allerlei dinge. Tweedens kom hy om Israel te bedrieg as Messias en om hulle te vernietig. Nou Satan van daai tyd af soek na die lyn waardeur die Christus gebore gaan word. Daar's 'n rooi bloedlyn dwarsdeur van daai dag af tot vandag toe wat die Messias se koms vir ons uitwys, al sy geslagte en sy voorgeslagte en dinge. Nou hierdie ding haat Satan, want hy wil Israel verwoes omdat Israel teen sy program werk. Nou ja, hy kom om Israel te bedrieg as die Messias. Hy gaan sit op die troon. Ons het gelees, hy gaan in die tempel sit en sê, hy is God, hy is die Messias. En almal in die wêreld wat agterbly na die wegraping gaan hom glo. En hulle gaan hom aanbid. So hy kom in die plek van Jesus en hy vervang die idee van Christus. Daar gaan niemand meer dink aan Jesus nie, maar Satan haat Israel vir 3 redes. Hy haat hulle omdat die Messias uit hulle gebore is. Hy haat hulle omdat die woord van God in hulle ontstaan het, of deur dit wat God deur hulle in hulle gedoen het. En hy haat hulle omdat hulle die profeseë vervul en so meer. So hy haat Israel en daarom stuur hy hierdie Antichrist, 'n dier soos die Bybel sê wat uit die see uitkom om Israel te kom verwoes. Nou ja, dit wat gebeur in die Midde-Ooste is alles duidelik, dat Satan, die Antichrist, het Iran gekry om te probeer om dit uit te voer. 47 jaar bombardeer hulle Israel met bomme en kanonne en dinge, maar hulle kan dit nie reg kry nie, want God het nie sy goedkeuring daaraan gegee nie, maar goed. Hy wil Israel verwoes. Hy kom in die volgende plek om Satan se planne uit te voer om die hele wêreld te forceer tot duiwelaanbidding. As jy Jesegiel 28 en Jesaja 14 lees, sal jy sien dat Satan toe hy tot 'n val gekom het, toe hy in opstand gekom het in die hemel, het hy een ding begeer en dis om die troon te sit waar Jesus sit en God te wees. Hy wil 'n God wees. En hy gaan hierdie laaste poging aanwend om 'n God te wees, en die hele wêreld sê die Bybel gaan hom aanbid. Maar gelukkig gaan dit ophou wanneer Jesus verskyn. Hy kom die wêreld forceer tot duiwelaanbidding. Jy kan Openbaring 13 gaan lees en hy sê dan vers 3 en 4 dat die hele wêreld sal die dier aanbid. En verder sê hy, hulle gaan gedwing word deur 'n dier wat hy maak of 'n beeld om die Antichrist en die Satan self te aanbid. Dis dinge wat voor die deur is. Hulle lê voor die deur. Vervolgens kom hy om Jesus te konfronteer en te probeer oorwin. Daai wat Jesus gesê het in Genesis 3 vers 15, ek stel vyandskap tussen jou en die vrou, tussen jou saad en tussen haar saad.
Daar gaan 'n geveg ontstaan op die einde, wanneer die twee persone hulle mekaar konfronteer en ontmoet. Hulle gaan letterlik teenoor mekaar staan, daar in die dal van Megiddo, met die slag van Armageddon. En dan gaan hy sien met wie hy eintlik te doen. Hy probeer Jesus oorwin, sodat die troon in die hemel kan leeg wees, en dan dink Satan, nou gaan ek daar sit. Hy probeer al die tyd nog om daai troon te vat. Dis hoekom Jesus moes sterf. Maar ek gaan nou nie daarop uitbrei, ek sal later het verduidelik hoe gecompliseerd is daai storie van hoekom hy die troon wil hê en hoe hy poog om dit te kry. Maar goed, die volgende is, hy kom om die verderf op aarde te volmaak en om die maat van sonde vol te maak. Sonde is 'n lewende entiteit, net soos goddelike liefde en soos wysheid. Sonde het oë. In Genesis 4:5 sê God vir Kain, die sonde lê en loer voor die deur, en sy begeerte is na jou. Hy kyk, en hy soek jou, en hy kyk wat doen jy, en hy wil sy werk doen, om dan op die einde alles aan Satan oor te gee. Hy kom om verderf op aarde te volmaak. Die Satan, die Antichrist, word genoem, hier waar ons gelees het, die seun van die verderf. Hy gaan alles wat goed en mooi is verwoes, sodat alles net sonde kan wees wat gesien word en gedoen word. Goed. Sy sleutelkode is 666. Hy gaan hierdie stelsel gebruik. Dit is baie ver gevorderd, baie ver gevorderd. In Swede merk hulle al die mense met hulle mikroskyfies en so meer. Daar's ander plekke wat dit ook nou begin doen. Maar ek het hier die woord Pretoria aangesit. Ek wil net vir iets vertel. In Pretoria het ons geweldig baie geveg teen die gees van die Antichrist. En daar was vreeslike stryd. Die sataniste en goed het ons aangeval en allerhande dinge. Ons het ontsettende betrokkenheid gehad by die geveg teen die gees van die Antichrist. En een môre vra ek vir die Here, hoe moet mens hierdie ding hanteer? Wat gaan aan? Hoekom is die gees van die Antichrist so sterk in Pretoria en in Suid-Afrika in besonder? Daar op die Tafelberg is daar 'n groot obelisk vir hom opgerig, maar goed. Ek lees die Bybel en ek lees die getal 666. En asof die Heilige Gees my duidelik sê, gaan bepaal sy getalwaarde in Grieks. En toe het ek in die Grieks bepaal, toe is dit 666. Pretoria in Grieks is 666. Het is geen wonder dat die Antichrist so sterk mag het in ons land nie. Ons is 'n hoofteken van die Antichrist en van sy gees. Kan jy sien hoekom is hierdie land in hierdie toestand? Maar mense weet dit nie, hulle veg nie daarteen nie. Niemand weet die goed nie, hulle veg nie daarteen nie. Ons gaan maar net aan en hoop God gaan ons help. Wanneer gaan ons begin toetree tot die stryd? Goed, waarmee is die Antichrist tans besig? Die Antichrist se fisiese koms is naby. Sy volgende aksie gaan wees om 'n verbond met Israel aan te gaan. Daniël 9 vers 24 sê, vers 27. Hy gaan vir 1 week lank 'n verbond met baie sluit. Nou hierdie het ek al klaar verduidelik in 'n vorige boodskap, maar dit gaan nou verder. Hy gaan 'n verbond met Israel en met baie ander nasies gaan hy sluit. Hy sê, en hy sal 1 week lank, dis 7 jaar, met baie 'n sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week, is na 3,5 jaar, sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou. Dit beteken hy gaan die offers van die Jode gaan hy stop. Julle mag nie meer offer nie. En op die vleuel van gruwels sal daar 'n verwoester wees, en wel tot aan die einde, en wat vasbesluit is, sal oor wat woes is uitgestort word. Goed, Daniël 9 vers 27 sê in Engels, and he shall confirm the covenant. Hy bevestig dit of bekragtig dit. Dit beteken daar's 'n verbond wat reeds bestaan, wat hy kom bekragtig. With many for 1 week. Die gees van die Antichrist is 2000 jaar lank hiermee besig. En hy het Antichriste opgewek om die werk fisies te doen. Nou goed, wat is die hoogtepunt van hierdie ou se program? Dis wanneer hy die leiers van die wêreld gaan oorvat
En 2 Tessalonisense 2 sê, maar ons vra julle broeders, dis wat ons al gelees het, met die oog op die wederkoms in ons Here Jesus Christus in ons vereniging met hom, om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word nie, deur gees of deur woord of deur brief wat van ons afkomstig sou wees, asof die dag van Christus al daar is. Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf. Dan gee hy nog 'n paar name vir hom. So, hy kom en hy gaan die leiersels van die wêreld oorvat. En hy gaan dit met kloue doen, nie met hande nie, om alles in sy mag, in die mag van Satan te kry. Hoe ver is ons nou van hierdie dinge af? Dis wat vanmôre belangrik is. Daarom moet die kinders van God gereed maak. Ons moenie tyd mors nie. As ons nog met iemand wil praat oor Jesus, of oor die ewigheid, of oor hulle siele, moet ons dit nou doen. Daar gaan nie meer baie tyd wees nie. Ons weet nie hoe lank nie, ek maak nie voorspellings nie, maar ons weet, dis baie kort. So doen jou werk, slaat jou hand aan die ploeg en kyk vorentoe en kyk op, sodat daar nog 'n paar siele dalk deur jou en my werk by God kan uitkom. Asseblief doen iets daaraan, doen iets vir jou eie siel, want daar's loon vir mense wat siele wen, daar's loon vir mense wat traktaatjies uitdeel en die Bybels versprei en bid vir mense en mense bearbei. Daar's groot loon, krone wat wag vir sulke mense. Is ons besig daarmee? Is jy besig daarmee? Daar staan 'n hoop traktaatjies en dit bly net daar staan. Daar's baie daaronder as Bybels, dit bly net daar. Ons kan nie hierdie dinge net los nie. Ons moet werk vir die Here. Hy sê in Matteus 24, ding is vers 44, salig is die wat met die werk van die Here besig sal wees as hy kom. So moenie nou begin opkyk en sê, Here kom, ek wil saam gaan nie, gaan werk, gaan doen iets, doen asseblief iets. So, hoe ver is ons nou? Die antichrist en die wegraping, net so 'n paar puntjies daaroor, een uit 5 persone in Europa sê al reeds dat hulle so iemand sal aanvaar. Ek dink is meer. Die ander is net te skaam om te sê. Maar as dit so baie is, dan is dit al klaar baie. 1 uit elke 5 persone sê, ek sal hom aanvaar. 2 Tessalonisense 2 sê, nou julle weet wat hom teehou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word, want die verborgenheid van die ongeregtigheid is die gees van die antichrist, is al aan die werk, net totdat hy wat nou teehou uit die weg geruim is. Wie is dit? Dit kan net die kerk van Christus wees, die bruid van Jesus. Dit moet uit die weg geruim word. Nou sê baie mense, die Heilige Gees. Die Heilige Gees moet nie die weg geruim word nie. Niemand kan dit doen nie. Hy is God. Daar's iets anders wat uit die weg geruim moet word, weggeraap moet word. Dis die kerk, die ware kerk van Christus. Die Heilige Gees sal doen wat hy wil. Ons het niks sê daaroor nie. So, wanneer gaan die wegraping plaasvind? Enige oomblik. Daar's mense wat glo, die wegraping gaan plaasvind die volgende dag is die antichrist hier. Daar's geen skrif daarvoor nie. Die wegraping kan 'n jaar plaasvind voordat die antichrist geopenbaar word. So moenie daarna kyk nie. Hy kan vandag kom en die wegraping kan nou plaasvind. Om middernag, dis wel 'n aanduiding, wanneer daar middernag op die aarde is, soos nou, wanneer die wêreld so donker is. So, die wegraping plaasvind voordat die antichrist kom. Ek sê maar net nie goed vir mense wat dalk nie dit nog hoor of weet nie. Wanneer die mense dit nie verwag nie, en spot daarmee. Petrus sê, aan die einde van die dae sal daar spotters kom, 2 Petrus 3. Wat sê, waar is die belofte van sy wederkoms? Want vandat die Vader ontslap het, bly alles van die begin van die skepping af, net soos dit is tot nou toe. Daar's baie mense wat nou spot met hierdie, en dan kry mense nou mense wat nou datums bepaal en dit vererger. Aan die eindes van die eeue, in die laaste dae, die eindes van die eeue is hier. Ons kyk na Israel. 1 Korintiërs 10 vers 11 sê al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeeld en as opgeskryf as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. Die Bybel is vir ons gegee om te lees, om te sê waar staan ons, waar is ons? Dan sê die Bybel,
Kyk na Israel, en kyk wat hulle oorgekom, en kyk hoekom gee die Here vir ons informasie daaroor, want op ons kom die eindes van die eeue, en sy waarskuwing vir ons. Laat jou waarsku, is jy gereed, is jy werklik gereed. Mense kon sê, die wat gereed is, steek hulle hande op, maar ek gaan dit nie doen nie. Goed, kom ons kyk nou na die huidige agenda van die gees van die Antichrist. Wat is besig om te gebeur? Is 'n sekere jaar terug, ja, wat ek gepreek het hieroor, die VVO, wat nou uitkristalliseer dat hulle die eerste been van sy program is. Hou dit in gedagte, die VVO. Die persoon wat die verbond met die nasies gaan bekragtig, is die Antichrist, sal ook die goedkeuring van alle leiers, nasies en kultuur en godsdienste en diensleweringsbeamptes moet hê. Dis ook Antichriste wat nou saam met hom gaan werk, en magte en kragte. Die 2030 agenda, wat ek laas oor gepreek het, as jy nie was en jy gaan soek het maar. Die 2030 agenda vir volhoubare ontwikkelingsdoelwitte om die wêreld onder die mag van die Antichrist te kry, Sustainable Development Goals, aanvaar deur al die lede van die VVO lidlande in 2015, voorsien 'n bloudruk vir vrede en voorspoed vir mense en vir die planeet, nou en in die toekoms. In die kern hiervan is die 17 daai volhoubare goed, wat 'n dringende oproep is vir aksie deur al die lidlande vir die globale verbondskap. Hier is die VVO, hulle het 'n program en hulle het 17 punte daarvoor om die wêreld te sag te maak en mooi te maak vir die koms van die Antichrist en vir mense om alles te aanvaar dat hier is 'n mag wat die wêreld gaan seën, wat vrede bring en al sulke dinge. En al die lidlande het geval daarvoor, is besig met die program nou. In 2024, toe ek laas hieroor gepraat het, was hulle besig om hierdie dinge te implementeer. En hulle sê, in 2030 sal dan die groot gebeurtenis plaasvind, waar hulle koning op die troon gaan wees, maar goed. Hy sê that the United Nations Sustainable Development Goals adopted in 2015 by all the countries of the United Nations are 17 goals with 169 targets that all 191 UN member states have agreed to try to achieve by the year 2030. Dit beteken, in 2030 moet die Antichrist op die troon sit. Nou gaan ons tot dan wag vir die wegraping. Die wegraping kan vandag plaasvind. Hierdie is hulle program. God se program is sy tyd. Hy het vir die disippels gesê, toe Jesus opvaar, wat staan julle so nie na hemel en kyk, die twee engele, sê, hierdie Jesus sal net so kom soos hulle hom gesien wegvaar het. Kort voor dit vra hulle vir Jesus, Here, gaan U op hierdie tyd weer die koninkryk van Israel oprig? En Jesus sê vir hulle, kom julle nie toe om die tye en geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, so, gaan werk. En so wat hy bedoel, gaan werk. En so wat ons ook moet doen, gaan werk. Maar hulle oog 2030. En daar is goed wat moet gebeur voordat hierdie ou die leiersels kan oorvat. Hierdie groep se taak sal wees om die ekonomie en die godsdienst te beheer. Dis hierdie een been van die saak. Met geen ander goed ook. 2015 tot 24 was die eerste fase van hierdie verbond met Baia, waar die verbond bekragtig is, en hulle noem die United Nations Sustainable Development Summit 2050, in 2024 het hulle dit bevestig, vir 2030. En hier is Charlie ook besig met dit, en ek weet nie of hy het gemaak nie, want hy is nie meer gesond nie. Maar dit was hulle program. En hulle het nie geweet dat hulle maar een been van 'n probleem is, of 'n program is nie. Hier is hulle besig met hulle vreeslike vergaderings vir 2030, in 'n groot saal, en al daai kleur goedjies wat jy daar sien, is elkeen een van die sustainable goed wat hulle op die mense afdruk, as 17 van hulle sikkes. Elkeen het 'n naam, en elkeen het 'n datum, en elkeen het 'n klomp mense wat aan het werk. Goed.
Die tweede been van die Antichrist program is the Board of Peace. Hy het twee bene. Hierdie was vir die wêreld om hom 'n beter plek te maak, om dit meer aanvaarbaar te maak, dat daar gaan 'n persoon kom, en ons is besig om dit voor te berei vir hom, in die ekonomie, in die wêreldse toestand en allerlei dinge. Toe kom Trump, en hy stig the Board of Peace. Hierdie is baie interessant in Januarie. Dit is hoe dit lyk, en hier is al die mense wat dit onderteken het, en so aan. Nou hierdie is 'n baie groot ding wat plaasgevind het. Hierdie is nie sommer net iemand se grille wat uitgevoer word nie. Jy weet, as jy wil behoort aan hulle, moet jy $1 biljoen betaal, elke jaar, om aan hierdie mag te behoort. So Trump is baie slim. So die kern van hierdie program gaan wees, nie om ekonomie en goeders nie, vrede en veiligheid. Jared Kushner sê dit elke keer in 'n vergadering, peace and prosperity. Dis wat hulle gaan doen met hierdie Board of Peace. Dis waar op peace gaan. Die twee woorde gons in die vergadering, Jared Kushner en Donald Trump. En jy weet wie is Jared Kushner, is Donald Trump se skoonseun. Maar ons glo nie, hulle is die Antichrist nie, ek gaan dit nie sê nie. Maar daar's baie mense wat tot op die punt 'n ding voorberei en trek hulle terug, dan kom die ander volgendes in. En ek dink dis wanneer die Antichrist gaan kom, wanneer hierdie twee, of miskien een van hulle onttrek. Baie glo dat Kushner is die Antichrist, maar ek gaan nie saamstem op die stadium nie. Hy is in 1 Tessalonisense 5 vers 1-3. Maar oor die tye en geleenthede, broeders, het julle nie nodig dat julle aan julle geskryf word nie, want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom net soos 'n dief in die nag. Want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle soos die barensnood 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. So hier kom 'n ding wat die Here sê, hulle gaan skryf vrede en veiligheid, presies wat hulle nou doen. En dan kom daar 'n skielike verderf. En ek glo nie hierdie mense gaan betrokke wees by dit wat kom nie, maar daai twee ondernemings gaan dalk hulle vasloop in 'n program wat God bepaal en nie hulle nie. Goed. Die Antichrist moet 'n onbetwisbare vredesprogram implementeer. Hy moet, want hy kom as 'n valse vredevors, hy kom as 'n valse Christus. Dis een van sy grootste openbaringskentekens. Hy kom as 'n prins van vrede. Openbaring 6, sê toe hy eerste seël oopmaak, was daar 'n wit perd, en hom wat daarop sit, het 'n boog in sy hand, en hy gaan uit as 'n oorwinnaar en om te oorwin. Dis die vals vredevors. Nou goed, die Antichrist moet, en ons moet dit beklemtoon, hy moet 'n valse, onbetwisbare vredesprogram implementeer, en ons is nou daar. Hy gebruik vrede as aas om almal onder sy mag te kry. Nou ons Afrikaanse Bybel het 'n klein foutjie gemaak in Daniël 8 vers 25. Ek het dit voorheen vir u genoem, maar onthou dit net goed en gaan skryf dit in jou Bybel reg as jy kan. Daar is 'n dodelike angel in hierdie Antichrist se vredesprogram en plan. 'n baie dodelike angel. Die ander Bybelvertalings, die King James en so, het dit reggestel. Kom ons lees dit. Aan die einde van hulle heerskappy, as die goddelose die maat vol gemaak het, sal 'n koning optree, hard van aangesig en wat listige streke verstaan. En sy krag sal sterk word, maar nie deur sy krag nie. En hy sal buitengewoon baie kwaad aanrig en voorspoedig uitvoer. En hy sal magtiges vernietig en ook die volk van die heiliges. En op grond van sy slimheid sal hy met geluk bedrog pleeg. En nou kom hierdie aanhaling. En hy sal groot dinge onderneem in sy hart en deur vrede baie mense onverwags vernietig of vernietig. Hy sal optree teen Jesus en so aan. Maar hierdie stukkie is uitgelaat in die Afrikaanse vertalings. Ek weet nie hoekom nie, maar gelukkig kry mens die waarheid ook. In ander Bybels, die King James het dit reg vertaal, en as ander Moffat vertaling, al daai het dit in. Deur vrede gaan hy baie mense vernietig. Dis 'n openbaring, dat hierdie man gaan kom met vrede.
Die mense gaan hom aanvaar, hulle gaan juig, hulle gaan hom bekroon, hulle gaan hom selfs aanbid, want hy bring vrede. En hy gaan deur daai vrede sy angel in elkeen se hart insteek. Goed, pas op vir mooi praatjies. Ek het nou nie hierdie klaar gemaak nie, want ek het vanmôre eers gedoen. Pas op. 2 Korintiërs sê, aan wie julle iets vergewe, vergeef ek ook, sodat ons nie deur die Satan bedrieg sou word nie, want ons is met sy planne nie onbekend nie. 2 Korintiërs 11 sê, want sulke mense is valse apostels, bedrieglike arbeiders, dis nou die valse antichriste, wat hulle self verander in apostels van Christus, en geen wonder nie, want die Satan self verander hom in 'n engel van die lig. Dit is dus niks besonders wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van die geregtigheid nie, maar hulle einde sal wees volgens hulle werke. So, daar gaan baie mooi dinge gesê word, wonderlike dinge. Hierdie program van die vrede wat Trump en Kushner nou implementeer, the Board of Peace, hulle weet nie wat hulle doen nie, hulle dink hulle doen goed, maar ek weet nie of hulle daar gaan bly nie. Hierdie mense het goeie bedoelings, hulle doen goeie werk, maar of dit die werklike antichrist tussen hulle gaan uitkom, glo ek nie eintlik nie. Net soos hierdie nuwe paus gaan wees, daar gaan 'n persoon kom, soos daai Malagi profeet gesien het in 'n paar honderd jaar na Christus, dat hy gaan die verskriklikste persoon wees wat die aarde geken het, erger as Hitler seker. So, die dinge beweeg vinnig. Wie het gehoor dat in die afgelope paar honderd jare paus net geloop het en bedank het? Hy het net gesê, hy kan nie aangaan nie. En hierdie ou het gekom en goeie werk gedoen. Ek weet nie of jy weet wat hy alles gedoen het nie. Hy het die evangelie in die Romeinse kerk teruggebring, in baie plekke, baie maniere. En hy het standaarde gehandhaaf, morele standaarde wat nooit bestaan het nie. Hy het goed wat ons vervloek het, hy ook vervloek. So skielik moet hy nou net gaan. Is dit nie 'n teken van die tyd nie? So kom ons wees waaksaam. Kom ons wees waaksaam en nugter. En kom ons doen wat ons moet doen en kan doen, voordat die einde kom. Mag die Here ons daartoe help. Vader, ons aanbid U nog steeds as ons God. En dan aanbid ons daai wonderkoning van die hemel, die wonderlike persoon waarom die hele heelal draai en wentel, Jesus Christus. Hy het gesê, hy en die Vader is een. Hy en die Vader en die Heilige Gees is een. So, as ons hom aanbid, dan bid ons U. As ons die Heilige Gees aanbid, dan bid ons U. En ons aanbid hom. Maar ons dank God dat Jesus die fisiese manifestering van ons God is, wat een van die dae gaan verskyn in sy heerlikheid en majesteit, om hierdie wêreld te kom red. Kom gou, Here Jesus. Ja, kom gou asseblief. Amen.